Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. Baie welkom Sonja. Ek is so bly dat jy oor iets gaan praat wat soveel vrouens mee sukkel en jou storie gaan vertel oor endometriose en jou baie groot struikelpad wat jy geloop het met hierdie diagnose. So vreeslik baie dankie en ek sien ongelooflik uit om alles te hoor oor endometriose en jou storie. Ja, jy's 'n verpleegster, so jy ken ook seker al 'n bietjie van dit. Ja. Ek wil graag begin met jou menstruasie toe jy jonger was, toe jy nou eers begin menstrueer het. Hoe was dit gewees in die begin? Dit was van die begin af verskriklik erg geweest. Ek was so einde graad 9, graad 10 het dit begin. En dit was soos in die bloeding was verskriklik erg geweest, die pyn was erg. Ek het flou geword, ek kon baie keer nie loop nie. My hele lyf was hier, my bene het lam geraak, so dit was nogals verskriklik erg geweest. En dink jy mense het verstaan Ek die was ook- pyn? Soos of dink jy mense het net gedink soos jy sit aan, soos almal menstrueer, soos almal het pyn. Soos het hulle besef hoe erg Ja. daai pyn eintlik, hoe was dit vir jou? Dit is eintlik my grootste rede hoekom ek my storie wil deel, is omdat niemand my ernstig opgeneem het nie, of gedink het, ek is miskien maar net 'n bietjie pieperig, selfs dokters het nie eers in ag geneem dat ek regtig erg sukkel nie. So dit het 10 jaar gevat om die regte diagnose, meer as 10 jaar, te kry vir my. Ja. So ek het toe jy so op baie lank gesukkel. Jy kan maar praat. Toe jy nou op skool was en jou menstruasie nou so erg was, dan het jy dan by die huis gebly, het jy pille gedrink. Wat het die dokters toegesê toe jy nou jonger was? So my ma het vir my in graad 10 gevat na 'n ginekoloog toe, 'n man, en hy het basies my net op die voorbehoedpil gesit. Wat nou veronderstel was om die bloeding 'n bietjie minder te maak en so. Dit het seker die bloeding 'n bietjie minder gemaak. Ek kan nie heeltemal dit alles eers onthou nie, maar ek weet my ma het my gevat en hy het gepraat van 'n laparoskopie, maar hy het dit nie in so 'n manier vir ons gesê dat dit is nou nodig dat ek 'n laparoskopie moet doen nie. En my ma was ook maar bietjie skrikkerig, ook nie geweet wat aangaan nie. Ons is 2 dogters, ek en my suster, maar ek is die oudste, so dis die eerste keer dat hulle nou ook 'n dogter het wat deur hierdie goed gaan en so toe was ek op die voorbehoedpil vir 'n baie lang tyd en dit is maar eintlik al wat hulle vir my gedoen het by die ginekoloog. Dis maar eintlik al. Het dit enigstens vir jou gehelp in daai tyd? Het jy gevoel dat okay, die pyn is minder, die bloeding is minder? Was dit al vir jou 'n bietjie van 'n antwoord gewees of was dit nog steeds nie vir jou reg nie? Nee. Daar was tye wat ek moes by die huis bly. My ma het my partykeer in die badkamer in die nag gekry, waar ek net soveel pyn gehad het en ek kon nie teruggaan na my kamer toe nie, dat ek net regtig nie lekker gevoel het nie, of in die gang besig was om te struikel of so. So dit het nie vir my gehelp nie. Ja, en al daai pad is mense net soos, maar ons het jou op 'n pil, ons het jou op pynpille, soos jy's so moedeloos, wat moet jy doen? Dit is so moeilik. Vertel my, wat is toe die verloop van dinge, wat gebeur toe na skool? Ek wil ook net bylas, ek dink die endometriose is iets wat mense nie kan sien nie. Ja. So jy lyk fine. So dit het my hele lewe lank vir my gevoel, ek moet mense oortuig dat ek nie lekker voel nie. So dit is 'n baie groot ding. Nou het ek jou vraag vergeet. Nee, ons kan terugkom na my vraag toe. gevra? Dit is eintlik so belangrik dat jy dit sê, want toe ek voorberei het vir hierdie, toe lees ek eintlik dat mense met endometriose het eintlik 'n baie groot risiko om anxiety en depression en mental health probleme te hê, vir die feit dat jy sit met soveel pyn en B, dis invisible. So dis nie 'n ding wat jy vir iemand kan wys soos
jy weet 'n bloeddruk wat hoog is of 'n sny of 'n Ja. ding wat jy vir iemand kan fisies eintlik wys hoe ek het. Dis net menstruasie en ek dink dit is so 'n miskonsepsie en ek dink vir jou moes dit ongelooflik moeilik gewees het om soos jy sê mense te oortuig hoe erg dit eintlik is. Ja. Ek het eendag by die skool het ek flou geword en nie weer wakker geword nie. So 'n ambulans het my kom haal by die skool. Ja. Ja. So die paramedic in die ambulans het actually vir my pa gesê, moenie worry nie, ons sien dit baie in tienermeisies, hulle sit maar so aan. Oh my word, dit is verskriklik. Dit maak my so kwaad dat en dit is so hartseer dat daar sulke tipe mense is daar buite wat sulke aanmerkings en sulke goed en nie daai storie agter die storie eers geken het nie geweet het wat is jou history, hoekom het dit gebeur? Ja. Nou is dit net 'n Kyk my glad nie, ja. ja, dit is verskriklik. Maar het hulle nie toegedink, okay, kom ons doen nou 'n laparoscopy en kyk, miskien nou, ek bedoel jy het flou geval, jy is nou op die voorbehoed, was daar nie toe al 'n bietjie meer van die mediese kant af nie? Met daardie spesifieke geval was ek toe by 'n dokter, 'n internis by Cape Gate Hospitaal en hy het toe gesê ek het verskriklik spanning, ek ly my hele lewe lank al aan angs en spanning, dit is hoe ek is. En ek het 'n nek. So my nek maak verskriklike knoppe en so, maar my ma en my suster het dit ook. En hy het toe op daai stadium gesê die spiere in my nek raak so styf, dit druk my are toe en dis hoekom ek flou geval het. Wow. Nou of dit kan dalk waar wees ook, ja. maar dit was nog steeds nie die root of the problem. No. So dit was toe nou weer net daar gelaat. Joh, en so is jy alweer terug by punt A, jy moet weer bewys ek het hierdie pyn, weer bewys hoor ek is siek en dis asof jy jouself die heeltyd moet probeer presies soos wat jy sê mense oortuig. En wat het toe gebeur? Ja. En hoe was jou mental health deur daai hele pad wat jy die heeltyd mense moet oortuig dat jy nie okay is nie en dat jy nie aansit nie. Wat het dit aan jou gedoen? Dit was baie rof geweest want ek het later aan ook begin twyfel met myself. Ek het ook gedink, maar is ek nie dalk die pieperigste mens op aarde nie? Sit ek nie dalk aan nie? Ek het al vir myself gevra, sit ek nie dalk aan nie? Is hierdie nie dalk alles in my kop nie? Soek ek nie dalk aandag nie? En dit het my baie laat twyfel in myself en ek het baie angs en spanning en dit is nou deel van my lewe vir altyd. So dit het nogals, ek dink ek het 'n groot knou weg as gevolg van dit. Veral as dit van mense kom soos 'n paramedic en 'n dokter en so wat jou nie glo nie, dan dink jy, dit is mense wat veronderstel is om jou wat jy vertrou met diagnose en as hulle vir jou sê hoorie maar jy weet dis okay en al dan mense het soveel vertroue in hulle, nê? Mense het soveel vertroue dan twyfel jy jouself. Dis eintlik baie hartseer. Sjoe. En toe vertel vir my toe wat het toe gebeur? So toe het ek maar vir jare so aangegaan en eventually na skool, toe ek nou uit die skool uit is, toe gaan ek ook na ginekoloog toe. Ek was by verskillende ginekoloë gewees. Die een was 'n man, ook 'n man gewees, 'n jonger man. En hy het ook vir my gesê nee, hy kan nie regtig iets fout sien nie. Kyk, endometriose kan hulle mos slegs sien deur 'n laparoskopie. So dit is maar ook nou nog 'n deel van die probleem. En hy het maar net ook vir my op 'n ander voorbeeld gesit en gesê gaan maar net weer eers so aan en dit en dit. Toe was ek later by 'n vrou gewees wat vir my gesê het die pyn is in my kop. Sy het letterlik vir my gesê, ag nee man, pyn is subjektief, die pyn is in jou kop, kom ons sit vir jou Mirena in. Sy sit toe die Mirena in haar stoel, lewendig alles. Dit was ongelooflik seer, ek het gehuil. Sy het vir my gesê, ek het al baie Mirenas ingesit, hoekom gaan jy so aan daaroor? Sy het my ongelooflik sleg laat voel oor myself. Ja. En dit is so hartseer, skus dat ek jou in die rede val, maar dit kom terug na jy's weer pieperig. Hier's nog 'n dokter wat sê ek het al hoeveel Mirenas ingesit of Mirenas ingesit. Hoekom is jy nou so erg? Dit is amper half soos jy kry confirmation dat jy is die probleem. Jy's die jy hoor dit van soveel mense. Ja. Sjoe. Ja.
En kort na haar, terwyl ek nog die Mirena ingehaat het, kom ek toe by die dokter uit wat my uiteindelik reg gediagnoseer het. En sy sê toe vir my dadelik, sy dink ek het endometriose, maar ek het ook na paar van die dokters toe gegaan met die diagnose van endometriose in my kop. Want dit is wat ek op die internet gelees het en ek was heeltyd reg. Ek meen ek het dit vir hulle gesê. Ja. En sy sê toe vir my nee, ek dink jy het endometriose. Kom ons doen 'n operasie, maar ongelukkig was dit toe ook COVID. Dit was die begin van lockdown gewees. Of dit ek was met die dokter net voor dit streng lockdown was. En toe sy nou sê kom ons doen 'n operasie, toe kon 'n mens nie sommer operasies kry as gevolg van COVID. En op 'n manier het sy dit reg gekry en ek is toe in teater toe. En dit is wat my storie vir my ook nog 'n bietjie erger gemaak het, omdat ek baie alleen was in die hospitaal. My mense kon my nie besoek nie. Ek het nie geweet wat aangaan nie. Hulle het nie geweet wat aangaan nie. En so sy het vir my verduidelik 'n endometriose operasie is min of meer 2,5 ure, 3 ure. En soos ek sê, my ouers en my man was by die huis gewees en alhoewel hulle baie graag by my sou wou wees. En my operasie was rondom 7 ure gewees. So hulle het by die huis gesit en gedink wat gaan nou aan? Wat's fout? Dit was nie veronderstel om so lank te vat nie, want sy moes toe 'n professor inkry om vir haar te kom help. Want my geval was toe te erg vir 'n ginekoloog om alleen te hanteer. En sy het 'n baie goeie professor wat met hierdie tipe goed werk. Hy is by Tygerberg Hospitaal die fertiliteitsspesialis. En hy het toe ingekom en hulle het toe ligamente onder my baarmoeder moes verwyder want jy kon nie eers die ligamente sien nie, so toegegroei was dit. Hulle het 'n baie groot, wat hy vir my gesê het, die grootste gewas wat hy al ooit gesien het. Ek weet nou nie hoe om die woorde te sê nie, maar ek gaan dit nou net sê in my vagina, aan die onderkant van my vagina. En dit is hoekom dit vir my so seer was toe die ander dokter die Mirena aangesit het, want daar was 'n gewas. Dit gee my hoendervleis. En soos ek sê, is hy is een van die dokters wat met die ergste gevalle werk en hy het vir my gesê, my geval is sy ergste geval. En daar was die bewyse toe nou alles, wat ek eintlik al soveel keer gevoel het, ek wil na daai dokter toe gaan en vir haar sê, in jou face, gaan nie, moenie meer dokter wees nie. Ek weet nie, maar ek het dit nog nooit gedoen nie, want wat is tog nou die punt? Sy is so entitled, sy kan vir my luister of worry wat ek te sê het nie. En toe is ek vir so 2 dae in die hospitaal gewees, want weer eens as gevolg van COVID het hulle die mense vroeg ontslaan, want die hospitale was vol. En ek is by die huis die aand en ek sê vir my man iets van nie. Ek wil net gou terugkom, sorry dat ek jou weer in die rede val, maar ek wil net gou terugkom na toe jy nou uitvind, toe hierdie dokter nou vir jou sê, jy het endometriose, dit is die ergste geval wat ek al ooit in my lewe gesien het. Toe daai woorde vir jou gesê was in die hospitaal, wat was jou gevoel gewees toe jy, ek is nie mal nie, ek is nie kleinserig nie, wat het binne in jou gebeur? Dit is die vreemdste gevoel, want obviously dis nie nuus wat jy wil hoor nie, maar dit is nuus wat ek wou hoor. Dit was ek was so verlig gewees dat ek soos net nie mal is nie. Want dit is wat ek gedink het ek is. So al is dit slegte nuus, was dit 'n groot verligting vir my gewees. En is amper asof jy na al hierdie jare eintlik reg was en jy het nou regtig 'n antwoord. Jy het nou regtig 'n diagnose wat it's tangible. Ons het dit gesien, ons het hierdie gewasse. Dit is, jy kan nou eintlik wys en jy daai bewyse amper half om te sê ek was nie mal gewees nie. Hierdie is verskriklik erg. Ja, nee, dis 'n baie vreemd. Ek kan dit eintlik nie verduidelik nie, maar toe ek in die operasie ingaan het ek gehoop ek het endometriose. Ek het gehoop hulle kry hulle net 'n spek of iets wat net kan sê ek is nie van my kop af nie. Definitief, So jy sê toe sit nou COVID tyd en ek wil 'n bietjie praat daaroor ook, want met angs, ek sukkel self met angs en ek kan nie dink hoe dit moes wees om so alleen in daai hospitaal te gewees het tydens COVID tyd. Hoe was dit vir jou gewees? Dit was vir my bitter erg geweest. Ek was nog nooit in my lewe so eensaam soos wat ek in daai tyd was nie. Al het ek geweet daar is mense wat lief is vir my en wat omgee vir my, was ek ongelooflik eensaam geweest. En wat het jy gedoen om jouself besig te hou? Was jy alright geweest? Was jy
Gelukkig met die eerste operasie was ek soos ek sê net 2 aande in die hospitaal gewees en toe huis toe. En ek gaan nou sommer daai stukkie vertel, dan gaan ek terugkom na dit toe, dis want reg. hulle het toe met my noodoperasie, na my noodoperasie het hulle my man toegelaat om na my toe te kom. Okay. Omdat dit so verskriklik erg was, want Okay. so toe die nag wat ek by die huis is na my eerste operasie, sê vir my man die hele tyd ek voel nie lekker nie. Iets voel net nie lekker nie, ek voel onrustig, ek voel snaaks. Maar ek lê in die bed en rondom middernag 12:00 se kant staan ek op om toilet toe te gaan en ek voel iets val in my broek af. Toe is dit 'n bloedklont. En ek gaan toilet toe en ek sit op die toilet en dit klink asof ek piepie, soos wat die bloed uitloop uit my uit. Ek sê vir my man ek kan nie hier opstaan nie, maar ek is besig om uit te bloei. Ek weet nie wat om te doen nie, dit is net bloed en bloed en bloed. En hy help my toe, ons draai handdoeke en plastiek sakke en goeders om my net om vir my in die kar te kry en hospitaal toe te vat. Ons ry op die pad, niemand anders is op die pad nie, dis lockdown. Ons ry toe nogal so baie polisiekar en dank Vader hulle het ons nie gestop nie. En dank Vader die hospitaal is redelik naby aan waar ons gebly het, so ons is toe vinnig daar. En toe by die ongevalle in mag hy toe nou ook nie ingegaan het nie en dit was ook vir my verskriklik erg want jy dink jy gaan dood as jy so baie bloei. Jy dink jy gaan jou man nooit weer sien nie. So toe ek by daai ongevalle deur vir hom baie sê, toe dink ek gaan hom miskien nooit weer sien nie en hy het miskien ook dieselfde gedink. En ek weet dit was vir hom ook verskriklik erg geweest. En hulle het my toe in die noodsaal waar die ambulanse inkom daar ingevat, want die bloeding stop nie. Hulle bel toe my dokter, sy kom van haar huis af, tog sy was regtig incredible geweest. En hulle ondersoek my en al die dinge en dit was een van die ergste ondersoeke van my lewe want so daar was speels teen die dak geweest en ek het alles gesien volgens tydens die ondersoek, die bloed, die alles wat en dit was verskriklik seer geweest. En wat ook gebeur het hoekom ek ook baie gepaniek het want ek kon ruik en dit was toe so dat bolie het by my vagina uitgekom. So die dokter sê toe ook hier's groot fout, ons moet noodoperasie ingaan en hulle was toe 3 dokters wat aan my geopereer het in daai operasie. Dit was my ginekoloog, die professor en 'n general surgeon. En toe ek uit die teater uitkom, toe het ek 'n stoma sakkie. So ek het dit glad nie verwag nie. Ek het nooit eers in my wildste drome daaraan gedink dat ek so iets sal hê nie. En ek het En nie dit. net die sielkundige ding daarvan om hier uit te kom, jy het hierdie bloed en jy gaan in hierdie teater in en jy kom uit en nou het jy 'n stoma sakkie en hoe oud was jy toe gewees? Ek was, nou moet ek eers uitwerk, 2020, dis nou 2026, so ek was 27. Ek was 27 jaar. Met 'n stoma. Ek bedoel dit sielkundig, net alleenlik om 'n stoma te hê op 27. Dit is ongelooflik moeilik. Ja, en toe het hulle gelukkig as gevolg van hierdie groot trauma en al die dinge het hulle vir my baie nice privaat kamer met my eie badkamer gereël en hulle het toe gereël dat my man na my toe kan kom. Hy kon letterlik die hele dag by my spandeer het. Ek weet nie wie dit gereël het, hoe dit gewerk het nie, maar hy kon toe by my sit en hy het toe sommer gesit en werk op sy leg. Gelukkig hy werk van die huis af, so hy het toe sommer gesit en werk by my daar op 'n lazy boy op die stoel. En hulle het toe susters en alles wat vir my kom help, spesifiek vir die stoma en so aan. Want obviously mense, dit is 'n groot proses om daai skoon te maak. Baie. En nie infeksie te kry nie. Goed. Ja, dis die ander ding. Dit is verskriklik. So toe het ek ook sepsis. Oh. Omdat my darm het gebars. Oh. So dit is die rede hoekom die bolie daar uitgekom het, is omdat my darm gebars het en ek toe sepsis het. En ek het toe ook 3 eenhede bloed gekry en dit vat vir ewig om in 'n mens in te loop. Ek kan onthou ek het net gekyk na hierdie sakkies en gedink wie se bloed loop in my in. Want dit is die eerste keer wat ek met so iets ook te doen gehad het. Ja. En ek was verskriklik swak geweest, kon nie opstaan nie. So hulle het my in die bed gewas, hulle het my tande vir my geborsel, hulle het letterlik elke ding vir my gedoen. Ek kon niks vir myself doen nie. Ek was 'n hele paar dae toe in die hospitaal geweest. En hulle het vir my fisio gegee om weer te begin loop en al die dinge. Elke keer met elke operasie het ek fisio gekry, maar hierdie keer spesifiek kon ek nie eers, ek kon nie loop nie, ek kon niks doen nie. En want my liggaam was net so swak. En toe is ek nou op die ou end huis toe en gelukkig my buurvrou was 'n ouer tannie geweest en sy het 'n stoma sakkie. So ek het so met haar gesels, ja. Wow. Sy is al so in haar diep 70's gewees, maar sy het 'n stoma sakkie en ek en sy het baie goed oor die weg gekom. Ja. So sy het so met my gesels en dit het vir my verskriklik baie gehelp om iemand te ken wat
die goed ken. Ja. En dan wat vir my absolute ek sou nie hier gewees het vandag as dit nie vir my man was nie. Hy het saam met my gegaan na elke afspraak wat hy kon. Hy was daar waar hy kon. Hy het my stoma sakkie skoongemaak. Ag, dis Nie ek. wonderlik. Dis Hy het wonderlik. dit skoongemaak. Hy het dit alles vir my gedoen. En jy sal weet hoe dit is om 'n stoma sakkie skoon te Ja, maak. Dit is nie aangenaam. dit is En hy het dit aklig. gelukkig toe 7 weke later, toe het hulle my weer ondersoek en alles gekyk en hulle het toe gevind alles is oukei en toe het hulle weer vir my teater toe gevat en die stoma sakkie reverse. Dis So ek het dit gelukkig wonderlik. net vir 7 weke gehad. Okay. Ja. Maar sielkundig nog steeds, Maar wat het toe dit is ek nou aan jou gedoen om 'n stoma sakkie te hê op 27? Ek wil nog steeds teruggaan na ek bedoel dit is net tydelik, dit is net 7 weke, maar hoe het jy gevoel om hierdie stoma sakkie te hê? Jou man moet dit skoonmaak. Ek bedoel dis amper half soos net trauma op trauma op trauma op trauma. Ja, dit was vir my aklig. Ek wou nie regtig mense sien nie. Ek het nie uit die huis uit gegaan nie. Ek was 'n onderwyseres gewees. Ek is nie meer nie, maar gelukkig die sielkundige het my ook kom sien in die hospitaal. My ginekoloog het dit gereël. So ek het 'n sielkundige gesien deur daai hele tyd wat ek die stoma sakkie gehad het en hulle het my toe ook afgeboek by die werk. Okay. Want dit was toe rondom net ek dink 'n tydjie wat mens ook moes skool toe gaan. Want ek kan nou nie presies die tydlyn van die COVID onthou nie, maar daar was weer 'n tydjie na die lockdown wat mens skool toe moes gaan en ek was toe nog so 3 weke of so met my stoma sakkie gewees. Die eerste 4 weke was lockdown. Okay. Maar toe het hulle vir my afgeboek vir daai tyd dat ek nie hoef skool toe want die skool waar ek gewerk het was ook 'n bietjie slegte omstandighede en daar was nie goeie toiletgeriewe en die goedjies nie. En daai goed is belangrik. Ja. So toe hoef ek gelukkig nie te gaan werk het nie, maar ek het net in die huis gebly. Ek was skaam want daai ding poep somme. Ja. Daai ding En as jy dit so klink asof opgelos. jy halse poep los, maar jy het geen beheer nie. Jy voel dit eers aankom nie. Dit kom net daar uit en dit ruik mos ook nie lekker nie. Ja. En jy's baie selfbewus oor dit. Ja. Jy's verskriklik selfbewus oor dit. Ja. En ek kan nog let en al die goed. So ek het nie uit die huis uit gegaan nie en ek wou nie regtig mense sien nie. Dit was nie baie. Ja. Nee. Toe het jy teruggegaan en nou ek wil graag vir jou vra, het jy in hierdie proses want nou moet jy teruggaan vir die reversal, nê? Nou mos nou na daai 7 weke. Was daar 'n gedeelte van jou wat was van ek glo nie, ek het nie vertroue meer in die mediese stelsel nie. Ek het nie vertroue in die dokters nie. Ek is so ongelooflik bang want as ek nou luister na jou storie en wat jy deur is en as ons teruggaan na waar ons gepraat het en nou moet jy weer gaan vir 'n operasie. Het dit daai gedagte ooit opgekom? Tot vandag toe wil ek nie na 'n dokter toe gaan nie. Ek vertrou nie hulle opinie nie. Ek vertrou niks nie. Ek het 'n baie groot ek weet nie wat die woord is nie, maar ek het nie vertroue in dokters nie. En ek wou amper nie eens vir daai operasie gaan nie, want ook soos wat ek nou later my storie gaan verder vertel, na elke operasie het ek met een of ander iets wat ek nie verwag het nie, nog 'n setback terug. Nog 'n komplikasie. Dit is net terrible. En ek weet dit is nie altyd die dokter se skuld nie. En dit is nie dat ek miskien die wantroue net in die dokters het nie, maar ook net sommer in die wêreld. Ja. Dit het gevoel die wêreld het iets teen my. Ja. Maar ek voel nog steeds as ek luister na jou storie en as wat die mense wat die dokters en wat die paramedici gesê het en ek dink jy het goeie rede om nie vertroue te gehad het nie en dis hartseer want daar is ongelooflike dokters daar buite, maar soos in enige bedryf is daar ook daai wat ook maar net nie so goed is nie, ongelukkig. So toe gaan jy terug hospitaal toe en nou moet jy die stoma reverse, dankie tog daarvoor dat jy nou nie meer die stoma hoef te hê nie. Wat het toe gebeur? So toe kon hulle nie my wond, dis nou weer nog 'n komplikasie, kon hulle die wond heeltemal toemaak. Hulle het toe soos rondom die gat gewerk en dit ingetrek, maar daar was omtrent so groot oop, soos 'n bloedwond, oop wond gewees vir baie lank. Ek weet nie spesifiek die rede hoekom dit so gedoen word nie, want ek weet nie alle stoma reversals is so nie. En
dit was ook 'n verskriklike proses om dit skoon te hou en om dit eventually gesond te kry, want dit het verskriklik lank gevat. En op die ou end het dit 'n ongelooflike groot duik in my maag gemaak, soos 'n letsel wat ingeduik het as gevolg van daai gat. En dit was pynlik gewees. Baie seer gewees. So met my volgende operasie het hulle daai hele letsel uitgesny en net 'n lang streep gemaak. So hulle dit vir my toe beter gemaak met my volgende operasie. Want ek het in totaal 7 operasies gehad. Ja. Sjoe. Ja. So na daai operasie, ek wil graag nou aanbeweeg na daai operasie. Wat het toe gebeur? So toe was ek vir 'n rukkie okay, obviously weer papperig, weer fisio, weer al die dingetjies van vooraf. Liggaam is swak en toe binne 'n kwessie van 'n paar maande voel ek weet ek my endometriose is terug. Toe gaan ek terug dokter toe en toe verhuis my dokter wat my gered het en uiteindelik my reg diagnoseer het George toe. Ag nee. So toe moes ek 'n nuwe ginekoloog soek. Maar sy het my toe verwys na ook 'n ander vrou wat amazing is, wat baie simpatie vir my gehad het in my situasie en wat ook saam met die professor gewerk het. Hulle ken ook mekaar. So dit was toe okay, maar dit was nie lekker om te hoor hier gaan my dokter nou nie. Nee, die een wat jy soveel vertroue in het, daai een wat jy in vashou. Ja. En nou is sy weg. So toe, maar dit was toe okay op die ou end en sy is nog steeds my dokter en sy is baie oulik. En toe het hulle my weer geopereer endometriose en op die ou end toe sukkel ek verskriklik weer met my maag. Toe kom hulle agter as gevolg van die stoma en die endometriose wat weer deur my darm gegroei het en alles, moes ek hulle toe met 'n volgende operasie 40% van my rektum verwyder. Sjoe. Ja, so dit was toe deur 'n general surgeon gedoen, 'n ander een weer. En daai storie het my verskriklik uitgefreek want die kans was so groot dat ek weer stoma moes kry. Ja. As die heg nie reg, want hy het gesê hulle stuur soos 'n dingetjie in jou darm in wat stapels dan uitmaak so en dan stapel hulle dit vas, maar as iewers 'n stapeltjie net 'n millimeter of ietsie af is, dan gaan dit weer lek en dan gaan jy weer stoma moet kry. So dit was ongelooflik stresvol om vir daai operasie en daai vrees, want jy het nou die stoma gehad, jy weet hoe dit is, en om te dink ek moet dalk weer eene hê en dalk lewenslank. Mens weet nie hoe lank jy daai tweede keer. Sure. Exactly. Ja, en toe na daai operasie was ek op 'n voedingsbuis gewees. So ek kon nie eet nie. So dit was hier so in my nek gewees en ek was so baie lank in die ICU gewees. Dit was ook nog tydens COVID, so hulle het so 'n spesiale ICU eenheid vir my en 'n paar ander mense gemaak weg van die groot ICU met die COVID pasiënte. En net vir 1 uur mag 1 persoon per dag by my kom kuier het. So dit was daarom 'n bietjie beter as aan die begin, maar dit was nog steeds horrible geweest want toe dit was die operasie waar ek die heel swakste was na die tyd. Dit was soos ek het vir baie lank 'n kateter ingehaat. Ek was vir baie lank net in die bed, kon nie loop nie. Ek kon nie opstaan nie, dan wil ek flou word. So ek was ongelooflik swak geweest. En toe hulle my uit die ICU uitskuif, in daai nag begin ek toe verskriklik siek voel. Ek wou opstaan, maar ek kon ook nie opstaan nie en dit voel iets druk my vas. Ek kan nie slaap nie, ek is naar, ek voel siek. Toe ek eventually opstaan om te probeer badkamer toe gaan om naar te word, toe het ek flou geword. Toe het hulle my kom help daar in die badkamer, toe het ek vog op my longe. Verskriklik baie vog op my longe. Ja, toe is ek terug ICU toe gewees. Ja. Toe het ek weer genoem dat ek sepsis het, maar dit was nie confirm nie. Ek is nie seker wat daar gebeur het of ek weer sepsis gehad het, I don't know. Want ek het ook probeer om al my mediese rekords te kry by die hospitale, maar hulle maak dit onmoontlik om te kry. Dit is regtig nie maklik om dit te kry nie en ek was by verskillende hospitale ook. En die rede hoekom ek die inligting soek is want elke keer as ek na 'n dokter toe gaan of in 'n hospitaal opeindig, moet ek hierdie hele lang storie vir die mense verduidelik. Ja, 100%. En dit is so belangrik om daai rekord te hê om te bewys, okay, dit is wat gebeur het, dit is so ongelooflik belangrik.
En ek kan nie alles onthou nie, ek kan nie die tydlyne Natuurlijk, onthou nie. ja, Ek kan nie vir jou sê ek het hierdie operasie in hierdie jaar gehad by hierdie dokter, ek kan nie joh, alles onthou nie. ja, Dit was net te ja, veel en te overwhelming gewees. joh. So, Toe is toe jy is ek terug terug ICU ICU toe? toe, Op 'n ventilator ja. toe of was dit nie nodig gewees? Ek was op suurstof gewees Op en hulle het my suurstof. genebulize en Okay, hulle het met die kateter die vloeistof afgetap okay, en al die okay. goedjies, maar ek was op 'n videofilmmasjiene gekoppel wat die hele tyd gepiep piep piep het. Dan sien ek net o, my suurstof is amper niks Oh hierso en no. dit was baie scary. Ek was toe ook heeltemal alleen. Ja, Want 1 uur in 'n dag kan iemand by jou ja. kom. 1 uur. Dit Sjoe. is Hoe ek weet nie hoe dit is isolerend my is dit so dat erg gewees. ja, dit is ongelooflik. En hoe En jou gedagtes wat jy aan dink want nou sien jy hier jy's gaan my bang. suurstof gaan af. Ek het nou net flou geval. Ek is terug in die ICU. Nou is daar vog op my longe. Ek het dalk sepsis. Soos ek dink psychologically wat dit net aan jou doen en nie net dit nie, maar jy's in 'n ICU wat 'n ICU het ongelooflike siek mense om jou. En om die hele tyd mense te sien en Ja, hier's 'n resuscitation, hier's 'n dood, hier's 'n sielkundig, dit affekteer jou ongelooflik. ja. En dit was vir my baie hartseer ook vir my man se onthaalwe. Toe Ja, ek my eerste operasie gehad het, was ons 1 jaar getroud. ja. Ons was so jonk getroud gewees, toe moet hy nou sit met hierdie flippend siek vrou, Oh, maar ek en my man was van graad 1 af saam op skool. dis So ons het 'n amazing. verskriklike lang pad saam gestap en hy het ja, ons was eers vriende gewees, ons eers matriek begin uitgaan. So hy het toe die ambulans my by die skool kom haal het, het hy die stretcher help dra. Och, Maar ons het nie saam gewees nie, maar hy was my so hy het my hele pad saam met my gestap en hy ja, was 120% daar vir dit. Maar ja, ek het so sleg gevoel vir hom want ek kon my nie indink as ek by die huis moet sit en hy was hierdie goeters deurgegaan. So ek sou nie ek weet nie hoe hy so sterk gebly het ja, en hoe hy net ek weet nie hoe hy dit gedoen het nie, want ja. ek was hartseer vir myself, maar ek was meer hartseer vir hom Oh, gewees. shame. Dit was nie vir Dis my so lekker nie, ja. dis so mooi dat soos jy het regtig soos 'n sielsgenoot gekry. Soos as jy dink Ja, van graad 1 af, soos sonder dat jy saam was van graad 1 af, maar ek bedoel die feit dat hy die stretcher gedra het, die feit dat hy nadat jy 1 jaar getroud was, ek bedoel dis jou honeymoon phase. Dit is die phase wat ja, dit die lekker phase is. Jy het nog nie of meestal wat in tyd is daar nog nie kinders nie en jy kan baie gaan travel en goed gaan doen en dit is die lekker tyd. En hierso sit ja, jy met goed stomas verander en endometriose en heeltyd ja, siek en so dit is ongelooflik dat jy ja. so 'n Ek verskriklike het ook goeie man het. dit is, maar ek het ook 'n dit het ook bygedra tot my angs want ek het baie keer gevoel ek is die drol in die drinkwater. Ja. Ons kan nie dit doen nie want ek maak keer nou weer dit. Ons kan nie Ja. daai doen nie want ek maak keer nou weer dit. Ons het een keer op vakansie ek en hy gegaan Langebaan toe Mhm. waar ons in so nood was want ek het deur alles net begin bloei ewe skielik in die kar. Soos Sjoe. net ewe skielik hier is my broek nou vol bloed. Ja. Maar ons is nou veronderstel om 'n lekker naweekie te hê weg en dit was nou moet ons gou hier by 'n restaurant. Hy gaan gou iets drink hier by die restaurant dat ek net in die badkamer kan ingaan en ek het sommer gelukkig ons het op vakansie gewees so ek het goed in my tas gehad wat ek gou in die Ja. badkamer kon aantrek. Ja. Nee, dit is nie lekker, dit is nie lekker nie. En tot Nee. vandag toe partykeer ook, ek is obviously nou baie beter en ek bloei nie meer nie gelukkig, Mhm. maar dit is ook nie lekker sielkundig vir 'n mens om altyd te voel jy's nou die een wat jou Ja. wat jy beperk of jy's jonk, jy wil dinge 100%. doen en ek is iemand wat ek hou van baie dinge doen en so, maar ja, as jy Dit het verstaan jou wat ek beperk. bedoel, Nee, ja. 100%. Wat het dit gedoen aan jou verhouding met ander? Nie net met jou man nie, maar met jou verhouding met vriendinne en familie dalk, want dis amper jy was of in pyn gewees of jy was bang om uit te gaan want so iets gebeur. Hoe was jou verhoudings met ander mense en hoe was dit geaffekteer? Moet sê ek het nie regtig baie sterk verhoudings met ander mense nie. Okay. Ek het een vriendin en haar man. Hulle was albei saam met ons op skool van graad 8 tot matriek saam met my man Mhm. en Mhm. hulle het in dieselfde kompleks gebly, loopafstand van ons af tydens al hierdie. Wonderlik. So my closeste band
is altyd met hulle. Al sien ons nie mekaar baie nie. Hulle bly nog steeds naby ons, maar hulle die lewe gaan ons nou maar aan, maar Ja. hulle sal altyd my vriende wees vir wie ek die liefste is. Maar ek moet vir jou sê ek het nie die ding is mense het nie my gesien nie. Hulle het nie Ja. geweet waardeur ek gaan nie Ja. en dit ook as gevolg van COVID, nie omdat dit Ja. hulle skuld was of so Ja. nie. Obviously my ma, my pa, my suster het my gesien, maar ek dink nie baie ander mense weet eintlik waardeur ek gegaan het of het regtig begrip daarvoor Ja. nie. So ek het nie regtig sulke tipe verhoudings met mense nie, ek weet nie. Ja, ek verstaan wat jy sê. En hoe het hierdie hele diagnose en jou hele pad in die hospitaal en die feit dat jy soveel keer komplikasies gehad het, hoe dit jou mental health affekteer en waar's jy nou op daai pad nou So huidige? dit het natuurlik my 'n groot impak gehad op my mental health Ja. en ek het gelukkig ek het tot ek verlede jaar ook was ek vir 'n paar sessies, so 'n hele paar sessies by 'n sielkundige en dit het my verskriklik baie gehelp en ek Dis het goed. ook natuurlik oor al die goed gepraat. En dit het my baie gehelp, maar ek sal sê tot vandag toe kry ek nog steeds 'n bietjie swaar, maar ja, dis maar baie private ding eintlik. Ek Ja. praat nie baie daaroor nie, Ja. maar ek kry definitief nog steeds swaar daarvan. In watse oomblikke sou jy sê jy kry swaar? Waar is dit vir jou moeilik? Natuurlik wanneer ek nie lekker voel nie. Ja. Wanneer daai pyn weer opvlam en ek probeer nou my goal is om 'n halfmaraton te hardloop want ek het nog my hele lewe lank hou ek van hardloop. Maar natuurlik nou gaan jy vir die operasie, nou is jy heeltemal back to square one of nou het jy dit. So daar wanneer ek wil oefen en ek kan nie, Ja. is dit vir my baie swaar of Ja. ek gaan oefen, maar dit is nie vir my dit is my horrible want ek voel nie Ja. lekker nie. Ja. Dit is vir my baie swaar en daar wanneer mense my nie verstaan nie, wanneer ek voel ek verstaan ek weet mense gaan my nie verstaan nie, so ek bly eerder stil. Ek gaan nie sê waardeur ek gaan nie want ek weet jy gaan dit nie verstaan nie. Dit vang my. Ek kan 100% verstaan, want jy kan nie 'n authentic relationship bou met iemand as jy nie vir hulle kan vertel nie. So dit is amper half jou manier om te sê ek gaan maar net stil bly want dit help nie ek sê iets nie. Maar Ja. partykeer as mens vertel en vir die regte mense veral, as mens praat daaroor en dit val op die regte ore en is die regte mense, kan hulle eintlik baie goed wees vir jou in daai moeilike tye. So Ja. ek dink dit is goed Dis om net 'n baie lang storie om te vertel. Ja. Maar dit waar ek weer eens so dankbaar is vir my man omdat hy weet alles. Hy was nou net nie daar altyd in die hospitaal nie, Ja, maar vir ja. die res weet hy Alles. verstaan. Ja. Ja. Maar jy wil ook nie altyd daai persoon wees wat praat oor siektes nie. Ek Of praat verstaan. oor ek voel lekker nie. Jy Ek wil nie verstaan. altyd daai persoon wees nie. So daar's baie tye in my lewe waar ek verskriklik pyn het, maar niemand weet dit nie. Ja. En sielkunde, maar ek dink verkies dit dit is so moeilik want jy sit met soveel pyn, maar ek weet nie, ek voel jy moet eerlik wees om te sê ek het pyn, ek is jammer, dit is my diagnose want dit is so you're not allowing yourself to be authentic want jy is die hele tyd jy steek jouself weg al het jy hoeveel pyn om ander vir se aanvaarding te kry of die een te wees wat altyd kla nie. Dit gaan nie oor kla nie, dit gaan oor die realiteit wat jy leef. Dit gaan oor dit is jou realiteit. So ek wil amper vir jou half aanmoedig om te sê don't label it as ek is die een wat altyd kla of dis jou realiteit en dink aan hoe moeilik dit vir jou is om op te staan elke tweede dag of elke dag of wanneer ook al en hierdie ongelooflike pyn mee te sit en wat jy deur is, dis nie net iets om te sê sy's iemand wat net kla nie. Dit is jou realiteit. Dit maak 100% sin wat jy sê en ek stem met jou saam, maar dit is nie maklik om te doen nie. Dit is nie 100%. Daar stem ek saam met jou ook. Ek dink dis nie altyd maklik om daaroor te praat nie. Jy het ook genoem, ek wil graag teruggaan na jy het 'n operasie toe gekry vir 'n hysterektomie. Dit ek wil graag daarso 'n klein bietjie meer uitbrei. Kan jy 'n bietjie meer uitbrei daaroor? Ja.
So ek was 30 jaar oud gewees toe ek my hysterektomie gehad het en dit was maar net omdat daar was nie meer oplossings gewees nie. Daar was nie meer ander keuses gewees nie. Omdat my endometriose binne 'n kwessie van 2-3 maande elke keer teruggekom het, was daar nie 'n geleentheid vir my om ewen te probeer swanger raak nie. En die dokter het vir my gesê en ek het dit al baie gehoor, mense wat swanger raak wat endometriose gehad het of het en swanger raak, sy endometriose gaan weg of verbeter. So jou beste bet is om swanger te raak. So ons het probeer op 'n tyd, maar ons kon nie regtig hard probeer nie want daar was nie geleentheid nie en die professor wat my operasie gedoen het, Fooi tog, hy het so jammer vir my altyd gevoel. Ek weet, my ginekoloog en die professor het mekaar ge-WhatsApp oor my. Ai, shame. Hulle het gereeld met mekaar gepraat en by my ingecheck en Jy was hulle regtig was so spesiaal vir hulle. As ek vandag vir hulle gesê het ek voel nie lekker nie, dan sê hulle vir my ons maak 'n plan, kom. Dis So wonderlik. hulle het regtig vir my en hy, soos ek sê, hy is die hoof van die fertiliteit by Tygerberg en hy het aangebied om my IVF vir my gratis te doen. Joh, Maar ons het dis net nooit die geleentheid wonderlik. gehad om dit te kon doen nie. Ja. Ons het net die gap gehad om dit te kon doen nie, want ek was of besig om te herstel van 'n operasie of ek moes weer in 'n operasie ingaan. So daar was nie die geleentheid vir dit gewees nie. En met my rectum operasie het die general surgeon my een eierstok uitgehaal wat ek nie eers geweet het van nie, wat ek eers uitgevind het toe ek my hysterektomie kry. Toe sê die dokter na die tyd vir my, jou eierstok is nie daar nie. So dit is ook 'n nou 'n ding. Ja, so ek het nog een eierstok. Maar ja, ek het my hysterektomie gehad. Ek was ook baie siek na dit en daai tipe goedjies, maar ek het redelik goed herstel. Dit was nogals een van die operasies met die minste komplikasies op die ou end gewees. Ek dink jy verdien dit na al die komplikasies. At least om een operasie te hê sonder komplikasies. En gelukkig was dit teen sulke streng lockdowns en so nie, so ek kon daarom ook besoekers kry en al die goed en my niggie het vir my 'n nie baby shower nie, 'n goodbye baarmoeder partytjie gehou vir my operasie. So ek het geskenke gekry. Ek was bederf gewees, ons was op 'n wynplaas, ek het sak eet en ons het wyn gedrink. En ons het net geselebreit dat hopelik dinge gaan nou vir my verander en beter raak. En ek is baie dankbaar vir haar daaroor. Daar was baie mense, baie girls gewees wat my laat voel het ek is nie alleen nie. Mense support my, mense sien waartoe ek gaan. So dit was baie spesiaal gewees. Maar ja, toe het ek die hysterektomie gehad en ek was vir hele rukkie okay en soos ek sê, omdat ek nie meer bloei nie, is dit 'n moviese improvement. Ek sukkel nie so met yster nie, so ek is nie meer so moeg soos wat ek was kronies moeg ook. Tot vandag toe is ek ook soms baie moeg, onverklaarbaar, maar nie soos toe ek anemie gehad het nie. En dit is beter, my pyn is definitief beter en minder gereeld. So die hysterektomie het vir my 'n groot improvement gebring, maar na 'n paar maande het ek weer begin siek voel en ek het dokter toe gegaan en ek het toe weer cyst op die ou eierstokkie wat ek oor het. Maar die general surgeon wat my stoma en stoma reversal gedoen het nou onlangs weer vir my 'n kolonoskopie en gastroskopie gedoen, want ek sukkel verskriklik met my maag. Ek sukkel baie erg met my maag. Selfs voor my eerste operasie het ek elke dag vir 10 jaar, elke dag van my lewe diarree gehad. Elke dag. En dit was omdat endometriose deur my darmes gegroei het, maar ek nie geweet het nie. Na my eerste operasie het dit aan die ander kant toe geswaai. Sukkel ek met hartklop. So hy het weer scans en alles gedoen. Gelukkig hulle het niks ernstig gevind of so behalwe na die ou endometriose sake nie, maar hy het vir my gesê hy sal nooit weer tensy dit lewe en dood is aan my opereer nie, want daar's net te veel scar tissue en binne my dat hulle kan nie regtig sien wat hulle doen nie, ook as gevolg van die darm wat gebars het. By the way, toe hy nou die kolonoskopie en gastroskopie doen 'n jaar terug, toe vind ek eers uit my darm het gebars. Ek het nie geweet dit het gebars nie. Ek het dit nou eers uitgevind. Ek het gedog het gelek of ietsie soos dit, maar dit het gebars. En dit het volgens hom soos binne in my ingewande verskriklik scar tissue gemaak. So hy sê dinge het vasgegroei waar dit nie moet vasgroei nie. Obviously baie goeters is uitgehaal. Baie snye, scar tissue en alles, hulle kan nie meer sien daar binne nie. So hulle gaan my nie weer opereer.
dat jy nog hier is 'n wonderwerk dat jy deur al dit, ek bedoel, ek het al pasiënte gehad wat dood is van septisemia, Ja, van 'n simpel appendix, blinde darm wat gebars wat het, gebeur. van ulcers wat al gebars het, wat dood is. Sepsis is ongelooflik, ongelooflik gevaarlik. Septisemia veral is Ja, verskriklik. En die feit dat jy elke liewe keer daar uitgekom het, is regtig vir my, en dit is net wonderlik dat jy hier kan staan vandag en jou storie kan vertel en dat jy deur al daai goed is en jy basies dood in die oë gestaar het en jy nog hier lewendig sit vandag. ja. Meer as een keer. Ek weet Ja, ek moet nie eintlik hier wees vandag nie, want selfs met die vog op my longe dit was 'n ja, baie close call ook ja, geweest. Dit is soos in my suurstof was ongelooflik laag geweest. ja, Dit was baie erg ook geweest, ja. dis So terrible. ek weet die dag toe hulle vir my toe ek daai terug gaan ICU toe groet ek die wêreld. Ja. Dit is wat gebeur het. Wat Ek het deur het jou gesê kop dit is gegaan toe jy nou basies gedink het daar's 'n kans dat jy gaan doodgaan? Wat dink jy aan in daai oomblik? op daai dag kan ek spesifiek onthou, ek het nie gedink daar's 'n kans dat ek kan doodgaan nie. Ek het gedink ek gaan doodgaan. Ek Ja. het besluit hierdie is klaar. Ek is nou want ek kon ook nie meer nie, ek was moeg. Ek het net besluit hierdie is ek aanvaar as hierdie die einde vir my is, aanvaar ek dit. En van daar af was ek nog nooit in my lewe bang om dood te gaan nie. Dit is die weirdste gevoel. Ek is Dis soos in glad nie amazing. wat ook al na my kant is, ek is nie bang om dood te gaan nie. Glad nie. Want ek het daai dag aanvaar om dood te gaan. So elke dag wat ek nou nog by daai dag gekry het, is 'n bonus gewees. Jo, So dis mooi. Dit is dit dis is soos jy het 'n letterlik die groot dood. shift in my mind. Ja, dit is so amazing dat jy die dood basies aanvaar het en deur om dit te aanvaar is elke dag nou vir jou just another day dat jy kan lewe en jy besef dit dat jy 'n dag het wat jy gespaar is om nog 'n dag te lewe. En hoe wonderlik is dit nie? Ja. En daarom gaan ek 'n halfmaraton eendag Jy hardloop. gaan. Ek weet nie Jy wanneer nie, maar gaan. eendag. Jy gaan. Ek kan nie wag om dit te sien nie. Asseblief stuur vir my 'n foto asseblief. Ek gaan. Ek wil Ek gaan dit doen en ek wil net myself Ja. bewys dat my Ja. liggaam dit nog kan doen. Ek wil dit net doen. Ja, en dis belangrik en is belangrik vir jou en ek dink ek kan nie wag om dit te sien nie. Ek weet jy gaan dit doen. Jy het letterlik Ja. al die kansse was teen jou, all the chances, like alles was teen jou en jy het alles oorkom. You overcame everything. Ja. So 'n maraton is niks teenoor wat jy deur is nie. Ja. Ja, Sure. so ek gaan dit doen. Ek weet ek gaan. Ek wil graag praat oor iets wat baie moeilik is en die feit dat jy die kindersituasie, ek bedoel almal droom om kinders te, of nie almal nie, party mense wil nie kinders hê nie en dit is ook perfectly fine. Die feit dat jy 'n hysterektomie moes kry, die feit dat jy dalk moet surrogaat, die feit dat jy nie jou eie kind kan dra nie. Hoe voel jy daaroor? So ek weet nie hoekom nie, maar ek het van dat ek begin siek word het in graad 10, het ek gedink ek gaan nooit kinders hê nie. En die dokter, daai dokter wat in graad 10 het vir my en my ma genoem, ek het moontlike vergroot. Ek weet nie hoekom hy al die goed vir ons genoem het en niks gedoen het nie, maar in elk geval, hy het gepraat van 'n vergrote baarmoeder en goed, maar dit was alles Grieks. Ons het nie geweet waarvan hy praat nie en hy het dit nooit verder gevat of so nie. Hy het dit maar net genoem en dit het altyd by my gestak. So ek het vir jare gedink ek het 'n vergrote baarmoeder. So dis wat ek gedink het. Ja. En dit het in my mind altyd instil, die kans dat ek nie kan kinders hê nie is groot. En omdat my man ook saam met my deur al dit is van skool af, het hy dit ook geweet. En toe hy met my begin uitgaan het, toe hy my getrou het, alles, het hy al die goeders ook in sy agterkop gehad. So ons as 'n paartjie het nog altyd vrede gehad dat as ons nie eendag kinders sou kan kry nie,
is dit so. Ek gaan nie jok en sê toe ons nou probeer het om wel die bietjie wat ons kon probeer het om swanger te raak, het ek gehoop, ag, dit sal nou lekker wees nie. Ja. Natuurlik, dit's menslik, Ja. maar ek moet sê my hart is ek het vrede. Ek het Dis heeltemal vrede wonderlik. daarmee. Ons oorweeg op hierdie stadium glad nie om aan te neem of surrogaat of Okay. enige iets nie. Ek sê altyd vir mense, ons lewe is vol. Ons is lief vir mekaar, ons het mekaar en dit is genoeg. Dit is genoeg vir ons en ek voel nie dat ek mis iets in my lewe nie. Ja. Ek voel Dis nie so. wonderlik. Ek is so bly dat jy op daai plek is want dit kon soveel anders gewees het dat jy amper al vir jouself blameer het vir iets wat jy so graag wou gehad het. So ek dink dit is so wonderlik dat jy daai siening het en dat jy vrede daarmee het. Ek dink dit is wonderlik dat jy kan sê ons is genoeg en ons is okay om nie kinders te hê nie en dit is ook okay. Dit is ook okay. Maar vir baie vrouens dink ek is dit nie die situasie nie. Ja, nee, ek weet dit. Dit is baie keer moeilik en baie keer raak ek hartseer. Ja. Veral as mense vra soos ek weet nou nie hoe ek dit wil noem nie, maar die een dag het ek het agter my man gestaan en 'n vriend van hom het vir hom iemand wat hom nou nie baie goed ken nie, gevra want sy 2 kindertjies is toe by hom. Toe vra hy vir hom, het julle al kinders? Toe sê my man vir hom nog nie. Toe vra ek my man, hoe het jy nou dit gesê? Toe sê hy, want ek gaan nie die hele storie vertel nou nie. Ek het nie nou 'n uur nie. Dit is wanneer dit moeilik raak as jy iemand vir jou so vra en jy weet eintlik nie wat om te antwoord nie. So nog nie is maar 'n goeie vraag Ja, want ek nog vra. Nee, maar nie. So dit is wanneer dit moeilik raak of awkward raak of wanneer jy dit miskien 'n bietjie voel, maar in my day-to-day lewe sal ek nou nie sit en dink, "Ag, ek het die kinders." Okay. Nee, dit gebeur. Ek's baie Ek bly het dat 2 jy op Okay. Hulle is my kinders. Ja. So ek is baie is bly baie jy lief vir het hulle. jy het twee 4-voet kinders en jy Ja. kan baie lief wees vir hulle. Ja. Ek wil graag vir jou vra jou storie. As jy nou terugkyk na alles wat jy deur is en watse boodskap sal jy graag vir vrouens daar buite wil gee? Wat hulle kan leer uit jou storie uit. Ek dink die heel belangrikste ding is moenie in jouself twyfel nie. Ja. As jy nie reg voel nie, ondersoek dit tot jy die antwoord kry. Ja. Moenie in Dis jouself so twyfel. Ek het ek is verskriklik lief om Barbara O'Neill. Ek weet nie of jy al van haar gehoor het nie. Sy is so maar in elk geval sy's soos 'n homeopath tipe van 'n sy's baie met meer natuurlike goed en nie meer soos nie so moderne medicine en goed nie. En sy het die een keer gesê, "You are your best doctor." En toe dink ek vir myself, "Sjoe, dit is eintlik so waar. Niemand kan vir jou sê hoe jy voel nie." Ek kan hoe geleerd wees, daai persoon kan hoe geleerd wees. Hulle kan nie sê hoe jy voel nie. Jy weet hoe jy voel. Jy weet die pyn wat jy het is nie normaal nie. Jy weet die gevoel wat jy het is nie normaal nie. So you are your best doctor. En ek dink dit is so waar. Jy is die enigste persoon wat jou liggaam die beste ken. Ja, definitief. En elke mens verskil so en dokters sien soveel mense. Ek verstaan dis vir hulle ook moeilik. Ek verstaan dit 100%. Ja. Maar een ding wat ek vir dokters wil sê, nie dat 'n dokter nou seker gaan kyk my storie nie, maar hê simpatie. Ja. Alle mediese personeel, ek het met baie te doen gehad wat baie simpatie vir my het. Ja. Dokters wat wil huil as ek my storie vir hulle vertel, want hulle kry my so jammer. Ek was nou die dag weer by 'n dokter, toe sê sy vir my, ek het nog nooit gehoor van iemand wat sulke endometriose het nie. Ja. En sy was baie simpatiek, maar ek het al met baie te doen gehad wat regtig vir my koud voorgekom het en nie gevoel het ek wil eers my storie vir jou vertel nie want jy stel nie belang nie. Ja. So dit is nie 'n lekker ding nie. As ek dit kon verander in die wêreld dan sou ek dit verander het. Ja. Maar ja. Sjoe. Waar is jy nou op jou herstelpad en hoe is jou verhouding nou met jou endometriose en met jou mental health? Ek weet jy
gepraat van jy wil 'n marathon hardloop, maar waar's jy nou op jou, kom ons sê genesingspad? Waar's jy nou? Ek sal sê ek is op 'n okay plek. Ek is Okay. nog nie 100% nie. Ek dink ek gaan ooit 100% wees, ongelukkig nie. Maar ek is beter af as wat ek in die laaste 15 jaar was. So dis 'n wet. En ek dink as jy terugkyk waar jy nou is en waar jy was, dit is 'n 180 grade verandering. So daar is Ja. verbetering. Daar is verbetering. Daar is hulp. Jy's soveel meer educated. Jy weet, jy het jou man wat jou ondersteun. En soos ek sê in die moeilike dae is dit net om daai mense te hê om jou wat verstaan wanneer dit daai moeilike dae is. Sjoe, Ja. dit is regtig vir my 'n ongelooflike storie en ek dink die groot ding is ook wat jy ook gesê het en ek dink dit is baie belangrik is om vroeë diagnose is so belangrik. Ek het gelees dat meeste vrouens met endometriose word vir 7 tot 10 jaar nie gediagnoseer nie. So dit is scary dat hulle vir 7 tot 10 jaar loop met endometriose en undiagnosed of hulle het net soos stel in jou geval gee voorbehoedpille en loop rond en gee pynpille en maar daar 7 tot 10 jaar is wat die studie gewys het dat dit is vir my verskriklik dat dit so geundiagnosed gaan. Dis baie hartseer en ek dink in baie mense se koppe is endometriose is nie life threatening nie. Ja. En kyk Ja, in jou dit is geval. nie, maar die komplikasies wat dit kan veroorsaak is. 100%. En mense besef dit, hulle besef dit regtig nie. Ja. En wie wil in sulke pyn lewe? Ek bedoel daai pyn alleenlik. Dink net aan die mental aspek van daai pyn elke maand en nie net elke maand nie, elke dag. So it definitely dit is regtig vir my baie scary geweest toe ek lees dat dit 7 tot 10 jaar is dat it goes undiagnosed voor hulle eintlik gediagnoseer word, dan het hulle dit al vir 7 tot 10 jaar. Dit is scary. Dit is baie scary. Is daar baie hartseer. Is daar enige iets wat ek vra altyd, is daar 'n phrase of 'n motto wat jy graag vir mense wil leer of toepas in hulle lewe, dat hulle die lewe net 'n mooier plek sal maak, die lewe 'n sagter plek sal maak? Wat sou daai phrase of daai motto gewees het? Ek sal sê om begrip te hê vir ander mense. Ja. Om simpatie te hê vir ander mense. Ja. Jy weet dalk nie waardeur iemand gaan nie, maar net 'n bietjie, gee net 'n bietjie grace. Gee net 'n bietjie grace vir mense. Dit is die hele rede hoekom ek hierdie begin het. Is presies daai woorde. Presies dit. Hoor net daai persoon se storie. Have that sympathy en moenie net aanvaar van face value dat dis 'n drug addict of dis 'n whatever en presies wat jy sê. Ag, sy menstrueer maar net. Dis almal, hoeveel vrouens, elke vrou menstrueer. Daar's 'n storie agter dit en alles wat jy deur is. Ek is so dankbaar dat jy jou storie vertel het en ek hoop dat daar soveel vrouens sal wees wat hierdie sal kyk en jong vrouens sal kyk en jong meisies wat sal kyk wat dalk miskien sê maar ek het hierdie simptome, ek het hierdie gehad. Ek voel iets is nie reg nie en dat hulle by die regte dokter sal uitkom. So vreeslik baie dankie dat jy jou storie gedeel het en ek hoop dat baie vrouens hierdeur gehelp sal word. Dit is my wens. Dit is definitief wat ek wil bereik, Ja, baie dankie. Ons praat weer en het was ongelooflik dat jy hier was en ek waardeer dit baie en dan praat ons weer. Baie dankie.
Baie dankie vir jou ook, Baie hoor. En ek love dankie. alles wat jy doen. Ag, Dis baie amazing. dankie. Ek waardeer dit. Baie dankie. Mooi. Liefde. Bye. Bye. Staan nog jy? Staan nog saam?